weer terug. Dis nou die tweede videoetjie die. Ons praat nou oor die Christelike argitektuur. Nou onthou nou, die vroeë Christene was eers in 'n katakombe. Toe het hulle in hulle huise bymekaar gekom en so godsdienst beoefen, met mekaar God se woord gedeel en toe bou hulle kerke. Nou van die oudste kerke dus noem ons 'n basilika. Nou ja, ek het vir jou gesê, keiser Konstantin, hy was 'n groot gees wat hierdie ondersteun het. Maar hierdie vroeë kerke, hierdie basilikas was nie net 'n kerk nie. Dit was ook 'n hof, met ander woorde, daar is die wet uitgespreek. En jy kon ook nou die belangrike mense daar sien, maar daar was ook 'n mark. So die mense kon nou daar 'n bietjie handel dryf ook, klink vreemd vir ons ore, né? En dan was daar ook 'n groot saal met gange en daar was galerye. As jy daar regs onder kyk, sal jy so 'n bietjie daarvan kan sien. En dan was daar ook ons noem dit 'n apsis. Kyk regs bo, daar sien julle dit is so 'n halfsirkel wat uitgebou is. En dis dan soos 'n nis en daar's gewoonlik 'n beeld van die keiser of ietsie so ingesit. Nou ek het net nou vir jou gesê Petrus was 'n belangrike dude in ons godsdienst, in die Christelike godsdienst. En so die eerste kerk is ook dus aan hom opgedra. En ek weet nie wie van julle weet nie, maar Petrus was die dude van Jesus se disippels wat onderste bo gekruisig is. Kan julle glo, op sy eie keuse het hy toegelaat dat hulle hom onderste bo kruisig, want hy het gesê hy is nie Christus nie. Hy gaan nie op dieselfde manier doodgemaak word vir sy godsdienst natuurlik as Jesus nie. So Petrus is onderste bo gekruisig en as gevolg daarvan ook, en dit wat hy als gedoen het, is hy 'n superbelangrike dude in ons Christelike belewing van ons godsdienst. En toe het hulle nou ook die Sint Pieters kathedraal wat ons vandag in Rome het, is in sy ter nagedagtenis gebou. Hulle sê dis die plek waar hy begrawe is. Nou ja toe, as jy by die kerke dan nou sou instap, dan gaan jy met 'n klompie trappies eers op, en dan kom jy in 'n atrium. Nou dis daai, as jy nou die regterboonste prentjie kyk, daar so blokkie, so vierkantige blokkie wat oop is. So dit is dan waar jy soort van die mark kon hou. En dan praat ons van 'n skip of is 'n middelstuk, en as jy na die onderste prentjie kyk, gaan jy dit sien. In die middel, daar waar die dakkie so hoog is, dit is die middelste gedeelte, en aan weerskante van hom kry ons dan die twee kante wat ook suile het, of dan nou pilare. En dan sal jy ook sien dat baie van hierdie Christelike kerke, hierdie spesifiek ook, is net minder opsigtelik. As jy mooi kyk, maak jy oë skriefies, gaan jy 'n T sien. So, die kerk se grondplan is dus in die vorm van 'n T, wat dan natuurlik na die kruis verwys. Ons kyk of ons aan kan gaan. Die Byzantynse periode, dis ook 'n baie interessante tydperk. Hier gaan jy nou baie mosaïekwerk sien. Nou die kerk wat jy daar sien, noem ons die San Vitale, hy's in Ravenna. Nou 'n hengse klomp mosaïekwerk is daar gedoen. Dis gedoen met gekleurde glas, met klippies, met half edelstene. So dit lyk verskriklik fancy en dit lyk baie ryk. En dan is dit ook, jy gaan nou sien, hulle het baie buitelyne gebruik om dan die prentjies na vore te bring, want as jy vir jouself dink, is net 'n klomp blokkies. En dit kan jou oë nou nogal deurmekaar maak. En hierdie blokkies, of dan nou die mosaïek, het nog 'n mooi naam, ons noem dit 'n tesserai. So as jy die woord kan onthou, jy sal sien, hy is daar in hoofletters geskryf. Nou, jy weet nou al by die tyd, as ons skakerings of goed wil doen, het ons verskillende kleure nodig, of ons het, dat jy met jou potlood miskien donkerder en ligter inkleer. Nou, al maniere ons dit met mosaïeke kan regkry, is die skakerings, is die verskillende kleure blokkies te gebruik. En dan moet jy nou baie mooi beplan natuurlik, né? En dan, ons weet nou, dis die kerk, want onthou die kerk is nou soort van belangrik. In hierdie tyd het die staat het eintlik onder die kerk begin val. So die staat moet doen wat die kerk sê. Maar, dan het jy nou dus reg gekry dat daar 'n klomp politiek van die mense af ook in die kerk kom. Sien jy, Satan is lekker lustig, hy probeer ook maar. En dan is daar 'n verskillende prentjies en goed wat ons na kan kyk, ons beweeg so aan, daar kan jy baie mooi sien. Ons gaan meer in detail nou daaroor gesels, maar kan jy sien hoe word al hierdie mosaïek klippietjies gepak. Ons gaan hierdie kunswerke mooi bestudeer. Nou, keiser Justinianus, sê hulle vir ons, hy dra 'n houer met brood, en sy vrou dan nou is keiserin Theodora, sy dra die wyn. En hy was nou natuurlik die leier van die kerk, onthou ek het vir jou gesê, hulle is die mense, die politieke mense, soort van, speel ook 'n belangrike rol in die kerk. En ek gaan nou so probeer, ek hoop die masjien gaan my toelaat, as ons net weer terug gaan,
sien julle al om die koppe, daar links onder kan jy het baie mooi sien, is soos 'n sirkel, dis soos 'n stralekrans, of dan nou 'n